met al die vakansieuitgawes agter die rug, is Thys hier om ons finansies vir die nuwe jaar op koers te kry. Thys, dis 'n groot verligting, baie welkom. Ja, so groot verantwoordelikheid ook. Jy weet om hom weer op koers te kry. Ja, daai is die uitdaging, nê. Goed, nou die belangrikste vraag dink ek, ons val sommer so half met die deur in die huis, maar wat is die mees algemene goed waarna 'n inkomstetrekker kan verwys wanneer hy inkomste trek vanaf 'n belegging? Elsa, ek dink jy as 'n mens baie mooi kyk, want ek dink jy elke tweede ou word daai vraag voorgevra, en veral in Januarie juis om te sê wat moet mense anders doen in Januarie om byvoorbeeld nou weer voor te kom in hulle beursies wat hulle klaar, jy weet, daai oorgespandeer het alreeds. Nou, die antwoord is basies altyd dieselfde. Ek weet nie. Jy weet, want jy het dit gespandeer. So die eerlike antwoord is, jy moenie basies jy weet die kapitaal spandeer voordat jy fisies eintlik verdien het nie. En wat ek eintlik daarmee bedoel is, van baie kere is dit so gevaarlik om byvoorbeeld daai Desember check te kry, daai Januarie se salaris te kry byvoorbeeld teen die 20ste, want jy is geneig om te oorspandeer. Of jy dit nou doen of nie wil of gaan doen nie, jy gaan dit eventually gaan jy dit doen. En dan is jy geneig om in daai korttermyn skuld in te delf wat 'n kredietkaart is of 'n korttermyn lening of wat ook al die geval mag wees. Selfs gaan kapitaal leen by 'n familielid. Maar daai is jou algemene tipe van persoon, jou middelklas tot laerklas inkomsteverdiener. Maar as jy byvoorbeeld dan gaan kyk na inkomsteverdieners soos byvoorbeeld pensionarisse of mense wat van beleggings afhanklik is dit klein bietjie meer gedissiplineerd, want 'n ou het daai faktor nog steeds van jou inkomste sal uitbetaal soos kontraktueel byvoorbeeld uiteengesit. Maar weer eens daarso is dit byvoorbeeld om dan te sê, as jy byvoorbeeld 'n inkomstetrekkende kliënt is en jy dalk jou dogter of jou familielid wat byvoorbeeld oorgespandeer het en hulle kom klop by jou aan, byvoorbeeld vir daai korttermyn lening, dan moet jy maar versigtig wees met jou eie finansies sodat jy jouself nie onder druk plaas nie. Maar die algemeenste, mees verantwoordelikste antwoord gaan wees om te sê, as jy byvoorbeeld in 'n Januarie kom, sit met jou gade, of as jy dan nou nie getroud is nie, sit dan met jouself, of dan met jou boekhouer, of wat jy ook kom doen, of soos Elsa, gaan sit in jou katjies, jy weet, en bespreek dit met hulle, en dan gaan jy vir hulle sê, ja, ek gaan nou hierdie maand vir jou goedkoper katkos koop, jy weet, want jy gaan nou klein bietjie moet cutback, okay, cutback. Okay. Maar in elk geval, so jy gaan kyk na jou algemene begroting en dan gaan sê jy vir jouself, hier is die goeders wat ek moet betaal, water en ligte, my selfoonrekening, my DStv, my bediende, of wat dit ook al mag nou wees. Okay, daai goeders gaan kyk jy nou na. Dan gaan kyk jy dan, wat kan ek daarop sny byvoorbeeld? Kan ek 'n ander pakket byvoorbeeld vat by DStv? Kan ek byvoorbeeld 'n ander pakket vat by my selfoonverskaffer? Kan ek 'n ander wat so 'n opsie van betaling hê, weet met my kredietkaartskuld, jy weet daai van goeders. Want as jy dit nie byvoorbeeld gaan sit en fisies beplan en fisies die oproepe maak na daai maatskappye toe nie, dan gaan jy nie daai geleentheid kry om jouself onder daai druk uit te haal waarin jy jouself by ongeluk byvoorbeeld geplaas het nie. So daai is maar so vinnige 101. Kyk, Thys, jy sê nou cut back nie, maar ek bedoel, jy self ken katte. Nou kan nie sommer net van kos verander nie, hoor. Hulle is ander karakters. Goed, maar Suid-Afrika se algemene JSE staan tans op rekordhoogtes. Ja. So my vraag is, wat is die hoofredes hiervoor en hoe lank kan dit neem voordat 'n regstelling of moontlike markval plaasvind? Kyk, as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld waar op die JSE nou heidaglik staan so op 118.000 basispunte, maar weer eens die top 40 is jou uitskieter en hy sit nou al klaar jaar tot datum en dit is letterlik op 1,59%. So daar's daai stoomtrein wat eenvoudig net nie sy momentum enigstens verloor nie. En dis nogal basies, jy weet, 'n kommerwekkende faktor, want dis nie noodwendig daai maatskappye wat baie goed doen nie, maar dit is basies die balansstate wat basies weer die ligte uitskiet. En dan daai offerende maand, so die goudprys, as byvoorbeeld net na hom gaan verwys, hy's weer vanoggend op 'n rekordhoogte van 4.568. So weer eens op 'n 52 weke hoogte. Vanoggend is ons alweer daar. So goud is absoluut net besig om net opper te gaan. 'n Jaar terug is jy vir my gesê die goudprys gaan draai by $5,000 in 12 maande se tyd, het ek vir jou gelag. Daar's geen moontlikheid wat dit sou gebeur het nie, maar weer eens is dit daai onsekerheid in die wêreld wat basies, jy weet, hierdie resep aan die gang hou, as ek dit so kan stel, want dis een ding na die ander ding. Dit is nie 'n ding wat gebeur en dan word ons half gewoond aan, soos Amerika met die tariefverhogings gekom het laas jaar in die begin van die jaar. Toe mense gedink, okay, maar later sal dit wel stabiliseer. Verhoudings sal uitgesorteer word. Daar was onderhandelinge gemaak, so met ander woorde, dis nie einde van die wêreld nie, die wêreld gaan aan. Maar weer eens is asof daar net weer, dan is daar die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding. So dit is nogal interessant om te gaan kyk, maar
jou byvoorbeeld as jy nou in Desember gaan stil gesit het en jy gaan dink nou aan jou konspirasietheories uit. Okay, jy dink nou by jouself, okay, maar kom ons dink nou nie met ons slim hoed nie, kom ons gaan dink nou net met ons algemene hoed. Dan sê nou half dink ja, die eerste wêreld tendens daar buite van die dollar wat oorheers. Okay. So is die Chinese en die Russe en basies half jou BRICS lande, jy weet wat half teen die Amerikaanse ekonomie is en teen die dollar is. So ou gaan maar sy doekies ontdraai ons so feitelik. So dan gaan kyk jy na daai lande wat byvoorbeeld astronomiese veelheid goud aankoop. Okay, juis om die dollar onder druk te kan plaas sodat tariefverhogings nie so groot impak maak nie, want jy moet nog steeds in dollar jou invoice betaal aan die einde van die maand. So aan die ander wyse in plaas dan van dat jy dit sou betaal het en jy moet nou nog op die dollar ook sou inbetaal het, is die dollar verswak deur vernaamste wisselkoerse. So as jy nou 10 of 20% se wisselkoers wat so 'n verskeidenheid het en jy kry daai verkorting wat die goudpryse verlaag het in daai wisselkoers, dan maak dit nou nie eintlik iets aan jou nie. Doen dit. Jy weet, so daai konspirasietheories tipe van ding, ja. En ek dink ons sien uit na die samesweringsteorieë wat vir die res van die jaar ook voor lê. Jy het nou verwys na Amerika. Ek meen iets soos geopolitiek speel ook 'n daadwerklike rol wanneer dit kom by die markte veral. En ek meen 'n mens kyk na iets soos die goudprys en die relatief sterke rand. Wat dink jy is die grootste redes daarvoor en wat dink jy kan ons vir die res van 2026 verwag? Wat vir my baie interessant is, ek het 'n berig gelees gister wat 'n oue uitlating gemaak om sê ja, Suid-Afrika is nie meer so relevant soos wat Suid-Afrika altyd was nie. Byvoorbeeld as ons gaan kyk dan terug na die 90s. Okay. So die 90s was ons absoluut relevant geweest. Ek bedoel as ons gaan kyk na waar ons gekom het van politiek af, waar ons gekom het, jy weet, van ons hervorming van ons ekonomie af, jy weet, waar ons nog steeds een van die wêreld se voorste vernaamste wat so mineraaluitvervoerders was en waar Suid-Afrika absolute powerhouse was. Okay, almal het geweet wie was Suid-Afrika, wat soms terug in die 90s. So stelselmatig in 30 jaar het ons vervalle geraak. So ons infrastruktuur het vervalle geraak. Ons versekerheid het wat saam met vervalle geraak. Ons alles het net eenvoudig vervalle geraak. So met ander woorde, die enigste manier wat jy relevant kan bly, is basies weet om uitlatings bly te maak. En dit is waar Suid-Afrika homself vind op hierdie stadium, as ons mooi daaroor dink. So met ander woorde, as ons nie praat oor Israel nie, dan praat ons oor Iran. As ons nie praat oor Iran nie, dan maak ons basies weet oorlogskip wat soms speletjies wat so naam in die Kaap. Net om my relevantie te kan behou. En ek dink ja, daai is die verkeerde manier om daai impak te wil maak wêreldwyd geologiese politiek mee betrokke te kan bly. Is dit die verkeerde manier om dit te doen. Nou het jy die ander kant Amerika wat absoluut relevant is, meer as wat hy van tevore was nog ooit. Ek is 42 jaar oud, ek weet ek lyk nie so nie, maar ja, ek is 42 jaar oud. Ek is 42 jaar oud en ek het nog nooit Amerika so relevant gesien as wat hy nou is nie. En dit is as gevolg nie net van uitlatings deur 'n sterk leier byvoorbeeld wat ons nie altyd ondersteun in sy uitlatings nie, maar die basiese faktor daarvan is sy relevantie van sy uitsprake. Dit lei na iets, dit is nie net praat nie. En dit het ons nou in Desember gesien byvoorbeeld met Venezuela. Ja. As jy 'n president gaan haal in sy land, ek bedoel daai goeters gebeur eenvoudig nie. So jou hele dynamics van geopolitiek het sopas verander. So met ander woorde, as jy daarna gaan kyk wat op pad is, dink ek is dit baie interessant en die waarskuwingstekens is daar buite, is om te sê dat politiek se realm het heeltemal verander. So jy kan nie meer wegkruip nie, jy kan nie net uitlatings maak nie. So met ander woorde, want daar's nagevolge vir uitlatings wat gemaak gaan word. En as ons gaan kyk, Suid-Afrika moet basies weet net fokus hierdie jaar op homself en glad nie na daai goeters gaan kyk nie. Ja, want ons het gesien hoe ons ook, jy weet wat die standpunte is rakende die spesifieke situasie in Venezuela. Ja. Goed, Suid-Afrika se ekonomiese groei in 2025 was stabiel, maar nie noodwendig na wense nie. So hoe lyk die BBP vooruitsig vir 2026 in vergelyking met verlede jaar? Wel, also so baie eenvoudig, jy weet, petrolpryse is onder beheer, inflasie is onder beheer. As ons gaan kyk, jy weet, ons almal het nog steeds hulle goud, niemand het hulle goud gaan verhandel nie behalwe ek, jy weet, so nou ja, as maar weer kyk, rentekoerse is wat so onder beheer. Ons sien uit na 'n paar rentekoersverlagings ook nog. En China kan nie olie koop nie. So maklik is dit. So, wel, ek dink ek kan nog so 2 maande op verlof gaan. So, nou ja, toe. En ek dink ja, dis die vooruitsig vir dit. So drop dit maar, jy weet, laat ons net aangaan wat ons aangaan het laas jaar. Maar op 'n ernstige noot is baie eenvoudig as ons gaan kyk waar Suid-Afrika se ekonomie op pad is heen, is weer eens om terug te verwys na ons moet fokus op Suid-Afrika, net Suid-Afrika. En ons moet gaan kyk na ekonomiese hervorming en ons monetêre beleide wat ons rondom dit het. En ons moet dit absoluut heads-on gaan vat. Jy weet, amper soos wat snaam nie soos vir die billig speel het, jy weet daai klomp bere hulle aan die horings gegryp het nie en rondgegooi het op lofte
is nie. Maar ek dink as ons die beer in die horings gaan gryp, is dis 'n beginpunt heeltemal. En dan natuurlik om te gaan kyk, jy weet, na infrastruktuur. Ek dink energie is tot 'n mate onder beheer. Maar as ons gaan kyk na infrastruktuur, ek dink dit is 'n baie belangrikheid vir Suid-Afrika op hierdie stadium. Ons kyk na ons hawens, as ons gaan kyk na hoe maak ons Suid-Afrika weer vriendelik vir buitelanders om in Suid-Afrika te wil kom besigheid doen. Daai is belastingbeleide waarna gekyk moet word. So met ander woorde, as jy 'n buitelandse belegger is of buitelandse wat sal ou wat op die in die ekonomie in wil belê of 'n philanthropist is of byvoorbeeld enigiets is, dan kan jy na Suid-Afrika toe kom en sê byvoorbeeld vir hulle vir eerste 3 jaar betaal jy glad nie belasting nie. Kom sit jou werkswinkel sê op, ons gee vir jou belastingcuts, ons gee vir jou allerlei dinge, kom doen net besigheid in Suid-Afrika. Maar dis net eenvoudig nie die visie nie. Altyd ek het nou amper gedink vir 'n oomblik dis 'n geval van well, that's it, see you again. Maar terwyl ons jou nog het, dis nou 'n sê ding van tuis in die verlede. Maar terwyl ons jou nog het, hoe lyk die algemene finansiële en markvooruitsig vir die wêreldekonomie in 2026? Nou kom ons kyk gou op die rekenaar. Ek bedoel as ons kyk net na die S&P 500 baie stabiel. So die S&P 500 op hierdie huidige stadium, jy weet, is net so oor die ek nou nie, sien jy nou dat ek rekenaar nou nog my werk te doen. Dis onaanvaarbaar. Hy sê 6966, ook kom ek eintlik daarom wil verwys is op die detail, is dat as ons gaan kyk byvoorbeeld net na kommoditeite in Suid-Afrika waarna ek nou verwys het, so 1.9% jaar tot datum. Maar as jy kyk na die S&P 500, so 1.8% jaar tot datum. So die wêreld gaan aan. Kommoditeite se pryse gaan herstel, dan gaan nou terug verwys en sê ja, oeps, daarna, oeps. Ons hoop nie dit is 'n woord wat ons hierdie jaar gaan gebruik nie, Thys, maar daarom het ons vir jou en ons sal by jou kom aanklop vir raad. Baie dankie. Okay, Elsa. Goed, jy kan ingeskakel bly. Ek hoop jy kan redelik goed beplan met die finansiële raad wat ons sopas gekry het. Ons kuier net hierna verder.